Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand van my kant. Pastor Alta, wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is dankbaar en ek is bly vir die Here vir weer geleenthede om een en elkeen te kan groet in daardie geseënde naam van die Here. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, vanaand is ek weer bevoorreg om die woord van u te kan predik. Seën my nou, Heer, in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag dit net vir u noem. Die gedagte wat ek wil bring gaan oor die Bybel sê dat die woord van die kruis, Romeine 1:18, is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En jare terug in my kinderskoene van bekering, het ek destyds by die Volleyfield kerk gekom. En op 'n dag kom ek nog lieflik aangestap, sing 'n koortjie kerk toe, en voor dit het 'n suster vir my gesê, by hierdie kerk vra hulle jou som om iets te doen, 'n woord te bring. Ek sê vir my, dit sal seker nooit gebeur nie, want ek het aan gister hier gekom. Tot my grootste verwagting kom ek een oggend by die kerk op 'n donderdagoggend. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En die pastoor sou staan op die stoep en sy sê vir my, een van ons susters se kinders, dink ek was doodgesteek of geskiet is jare terug, en ek moet nou die woord bring daar. Ek sê, ag nee suster, hoe kan dit nog gebeur? Sy sê die Here het gesê, ek sê, maar die Here het nog niks vir my gesê nie. Wat gaan ek sê? Ek weet nie eens wat sê die Here in sy woord nie, en hier is ons nou op pad na die huisdiens toe. Weet jy, dit was ek sal nooit 'n dag vergeet, hoe 'n moeilike dag was dit vir my, minute en loop na die suster se huis toe en my worsteling met die Here, maar wonderbaarlik, toe preek ek die woord van die kruis. Ek by 'n troostdiens, ek kon nie glo, die Here het my geseën nie. So daarvan af dink ek, het ek 'n liefde vir die kruisdood van Jesus, want ek verstaan die verhaal daarvan. Genesis 12 roep God vir Abraham, die vader van geloof. Kom uit jou land uit jou familie, uit jou huis. Jy moet wegtrek na 'n plek waar ek jou gaan aanwys. So dit was 'n adreslose plek of land waartoe hy moes gegaan het. Maar toe die Here vir hom sê, kom uit jou land uit, jou kultuur, jou familie, tradisie, jou huis, jou natuur. Haal die Here vir hom uit daardie verhoudinge of verwantskappe uit, om afgesonderd te word, halleluja, want God het 'n gedagte vir hom, en hy moet afsonder, om die gedagte te verstaan, wat God te hom wil sê. Voor sy trek, sê die Here vir hom, ek gaan jou geweldig seën. Halleluja, so God het klaar provision gemaak, gaan hy maak vir Abraham met die besluit wat hy gemaak het. Vers 4 sê, en Abraham het weggetrek soos God hom gesê het. So dit wil sê, hy het geluister na God. God verskyn toe weer aan hom, halleluja, en Abraham doen iets wat geweldig is, hy bou 'n altaar, sodat die unseen God seen en known kan word, halleluja, sodat hy 'n verhouding kan opbou. Wanneer jy bid, dan bou jy 'n verhouding op met die Here,
Halleluja, en dit is geweldig. So jy sal moeite doen om te hoor, halleluja, want wanneer jy tot God nader, het jy die voorreg in sy teenswoordigheid, waar jy sy natuur agter kan word, halleluja, en waar jy bevoorreg ook is, om 'n belofte te kry, wat natuurlik die natuur van die Here weerspieël, en ek dink is wonderlik. Hy bou altare waar hy kom, om net in die teenswoordigheid van die Here te wil wees, op 'n dag. Ek dink is Genesis 13, gebeur dit dat Abraham het getrek met sy vrou, met slawe, slavinne, sy broerskind Lot, en die Here seën die man so geweldig. Die Bybel sê dat die land hom nie kan dra nie, so geweldig was Abraham geseën. En weet jy, en toe kom maar natuurlik mos nou stryery twist tussen die veewagters van Abraham en Lot, en Abraham sê vir Lot, ons is mos broers, ons mag nie stry nie. Gaan jy links, dan gaan ek regs, of gaan jy regs, dan gaan ek links. En Abraham het geleer, ek moet wag op die Here, en ek moet sy weg hou. Lot was nog nie in 'n verhouding gestaan soos die gedagte wat God vir Abraham het nie, en Lot maak 'n besluit, vir hom is dit net my veemetjie water, en hy trek, want hy sien toe, dat sy oë opslaan, halleluja, by die Jordaanstreek, daar is water, en hy trek weg, en daar kom die skeiding. Abraham bly agter, vers 13, 17, en die Here sê vir hom, kyk na die noorde, die suide, die ooste, die weste, hierdie land, halleluja, gaan ek gee aan jou vir jou nageslag gaan hierdie land natuurlik beerwe. En weet jy, die skrif daarna sê die Here vir hom, trek die land deur sy breedte en sy lengte. Fisies, in die natuurlike, wat Abraham gedoen het hy die kruis alreeds in die atmosfeer gesit, dat die volk van die Here, hulle geestelike sy van hulle lewe, halleluja, geestesaard, gaan ontwikkel raak. Abraham moes dit natuurlik in die geloof doen, halleluja, om die volk na God te bring, liewe, en dade te doen, sodat hulle deur God getrek kan word, en jy moet uit die kruis in die atmosfeer sit. Weet jy, om verder te gaan, Moses hulle kom uit die Egipte uit, en Godse volk, as hulle laar opgeslaan het, hulle trek uit, en hulle vyand is op die bergtoppe, en hulle trek deur die laar. As die vyand kyk na die volk van die Here, het hulle getrek, as die verskillende stamme moet uittrek, moet hulle uitgetrek het, volgens laarorde, en wanneer hulle vyande van die bergtop afkyk, dan sien hulle, hier beweeg 'n kruis deur die woestyn, in die plekke waar hulle trek, so geweldig is die Here. Toe die volheid van die tyd gekom het, halleluja, en gebeur dat geweldige ding, Galasiërs 4:4, dus God op soek na 'n maagd, halleluja, wat die plan en die gedagte wat God gehad het, nadat Adam en Eva sonde gedoen het in die tuin, Genesis 3:15, die verlossingsplan, toe soek hy 'n maagd, halleluja, wat deur sy seun na die aarde kan kom, sodat die mensdom verlos word van sonde en die vernietiging daarvan. En hy kry 'n maagd wat getrou is, betroubaar is, halleluja, en beskikbaar is, en Jesus word gebore. En weet jy wat gebeur, wanneer ek en u tot bekering kom, wat geweldig is, ek wil hierdie skrif quoteer. Kolossense 1:13 sê, wanneer ons tot bekering kom, gebeur daar baie goed in die geesteswêreld, hoor wat sê die skrif. Hy het ons verlos uit die mag van duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, wat dan sê, wanneer ek uit die een koninkryk kom van die duisternis, was daar 'n meester, 'n God wat ek kan bid het, maar wanneer jy tot bekering kom, verander jy van meesters, en jy verander ook van koninkryke, so leer die skrif my nou. En hier kom Jesus, hy is geestelik vervuld, hy is van die hemel, die woord het vlees geword, leer ons, halleluja, in Johannes 1, en hier kom hy by die Jordaan rivier, en hy laat doop hom,
Hy laat doop hom om die gestalte aan te neem van die mens, halleluja, van gees af word hy vlees, sodat hy vir ons kan verstaan hoe ons dink, halleluja, om ons te verstaan en aan die hand te vat, sodat ons kan kom waar die gedagte wat God vir ons het as mens. En weet jy, wanneer ons tot bekering kom, gebeur daar iets, wanneer ek my laat doop, halleluja, is 'n afwassing van sonde die doop, en dan is dit 'n bede tot God vir 'n rein gewete. Ons was sonde af, halleluja, sodat ons met die geesteswêreld verbind kan word. Hy kom van die geesteswêreld af, om natuurlik gehoorsaam te word tot die dood toe, in die gestalte van 'n mens, 'n diensknegt, halleluja, om vir ons te verstaan hoe ons leef, wat ons doen, halleluja, om vir ons natuurlik te red daarvan, en ek dink is wonderlik. Die Bybel leer my, Kolossense 1 vers 14, deur sy bloed het ons verlossing, naamlik die vergifnis van ons sonde. Wat vir my geweldig is, Jesus kom, en hy bring nou die koninkryk van God naby, deur om die koninkryksboodskap te verkondig, die manier hoe God ons lief het, die gedagte wat God vir ons het, halleluja, simplify hy, om mense gesond te maak, te genees uit verskillende dinge uit. Op 'n dag is hy besig om die evangelie te verkondig, in Markus 10 vers 47, was daar 'n blinde man, Bartimeus, halleluja, wat uitroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. En hy roep harder uit, want hy is blind, maar Jesus, hoor, hy's iemand wat weet wie is ek. Hy's iemand wat my herinner, halleluja, aan my prophecy. Jesaja 11 vers 1, die takkie wat uitspruit uit die stom van Isaia uit, dit is Jesus, en Jesus staan by hom stil, om vir hom te vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die man was blind, halleluja, maar Jesus vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy sê, Here, dat ek mag sien. Vir hom was dit, omdat hy geweet het wie Jesus was, moontlik geleer het hy geweet wie Jesus was, halleluja, toe wil hy hom sien, natuurlijk wil hy hom sien, en hy wil ook natuurlijk die dade wat hy doen, dit wil hy ook bespier en sien die kragtige hand van God, wie die Here is en wat die Here vir ons doen, hy wil het sien met sy natuurlike oë, en ek dink is geweldig wat hy gedoen het, maar Jesus herinner dat jy is die seun, halleluja, van God, wat gekom het na die aarde, om die mens om te verlos van totale vernietiging. En weet jy wat geweldig is van hierdie verhaal, die Bybel leer my, Hebreërs 9 vers 22, dink ek, byna alles word met bloed vergiet, volgens die wet. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaasie, en ek dink is geweldig wat Jesus kom doen het op aarde. En op 'n dag kom Jesus weer en hy verkondig die evangelie, die fariseërs en die skrifgeleerdes natuurlik staan hom te en hy profeteer, hy sê vir hulle, Matteus 21:43, hierdie koninkryk sal van julle weggevat word en in 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Hier profeteer hy wat gaan gebeur. En weet jy wat, toe die volheid tot dit kom, halleluja, gebeur dit dat Jesus nou moet gaan sterwe, halleluja, op die kruis, om die verlossingswerk te bewerkstellig. Voor hy gaan bid hy eers natuurlik in die tuin van Getsemane, dink ek. En hy vat 3 van sy disippels saam, die 2 seuns van Zebedeus, en hy vat natuurlik vir Petrus saam, en hy sê, bly hier, waak en bid, halleluja, maar ek het nou iets om te gaan bid. Terwyl hy bid, halleluja, het sy bloed sweetdruppels geword. En daar was 'n rede daarvoor, van sonder bloedvergieting kan daar natuurlik nie vergifnis kom vir ons sonde nie, en hy moes gaan kyk in die gees, hoedanig hy moet gaan sterwe op aarde, halleluja, want as hy wonderwerke gedoen het, was hy die seun van God, maar tot hy gaan sterwe, toe word hy die seun van die mens, halleluja, en hier staan hy. En terwyl hy natuurlik sy sweetdruppels bloed word gebruik daarin, he was the promise, he need to convert the promise into performances, en hy sien toe geweldig dit is, halleluja, dat sy liggaam, sy sweet, het later bloeddruppels geword, vir die prys wat hy moet gaan betaal. Wow, vir my en vir u sonde, iets om aan te dink. Vir my is dit, terwyl ek het bepeins het, halleluja, en het geleer het, toe besef ek, wat 'n prys het Jesus vir ons betaal, en baie keer kyk ons nie so as mens daarna vir wat die Here vir ons gedoen het.
Die Bybel sê dat iets geweldig, die genade, hy het die genade en die waarheid gebring, is nie 'n vrybrief vir die sonde nie, maar het verlos ons van die heerskappy daarvan. En ek dink is wonderlik, wanneer die Here, halleluja, vir ons red, en hy genees ons, en hy bevry ons, en hy verlos ons, gebeur daar 'n wonderlike ding, natuurlik in ons binneste, wat ons verbind met die Here, en waar die woord van die Here, natuurlik, wat rema is, wat na ons toe kom, waar die woord begin te ons verstaan, die taal, halleluja, verborge skatte kom na die lig, en dan verstaan ons die gedagte, wat God vir ons het as mens, en ek dink is wonderlik. Hier hang hy op die kruis, tussen twee moordenaars, was die eer en die mag van die bose. Die een moordenaar sê vir hom, Lukas 23, halleluja, een van die kwaaddoeners sê vir hom, as u die Christus is, verlos u self en ons. Hy staar die dood in die oë, die twee kwaaddoeners beide. Maar weet jy, hy wil verlos gewees het, om nog meer sonde te doen. Die ander een sê vir hom, vrees jy ook nie God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is nie? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, die loon van die sonde is die dood. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê vir die Here in sy lydingsuur, terwyl Jesus smarte het, sy hande is gedeboor, hy het 'n doringkroon op sy kop, halleluja, selfs sy voete, halleluja, was vasgeslaan met 'n spyker teen hy kruis. Geweldige lyding wat hy meegemaak het. Maar toe dink hy aan my en u, halleluja. Maar wat wonderlik is, voor daai, laat ek net teruggaan, voor hy gaan sterwe, staan hy op die aarde, toe kyk hy na die hemel, Johannes 17, toe sê Here, ek bid nie net vir die disippels nie, vir God se volkie, maar ek bid ook vir hulle, wat deur hierdie woord, wat verkondig gaan word, in my gaan glo. En ek dink is geweldig wat hy gedoen het, want toe leer het vir my iets, als wat gebeur het met die kruisdood, was skrifte van God, wat in hierdie wetboek is, wat die waarheid is, wat in vervulling inkom. Jesaja 66 sê, die hemel is die troon en die aarde is die voetbank, toe verbind hy die voetbank met die troon. En wanneer ek en u bid, halleluja, nou wil ek vir iets sê, as u sê u het probleme, en die probleem kan nie bring by die voetbank nie, dan het u nie 'n probleem nie, want as jy verbind word met die voetbank, halleluja, dan word jy direk, natuurlik kom jy in verbinding met die troon van God, en ek dink is geweldig, Jesus het die deur oopgemaak vir ons. Hy sê vir die Here, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Wow! In Jesus se lydingsuur, waar hy smarte beleef het, pyn, seer, beledigings, als deur gemaak het, gemok het oor wie hy is. Kom hierdie een sondaar, en hy sê vir die Here, dink aan my. Weet jy wat doen hy? Geweldig. Hy sê vir die Here, gebruik u geestesvermoëns wanneer jy dink, dan triomfeer u bo kan u omstandighede, sodat u kan onthou, liewe Here, die doel hoekom u na die aarde toe gekom het. Hy remind die Here in sy lydingsuur, halleluja, fokus op die doel. 1 Johannes 3 vers 18 dink sê God se woord, vir hierdie doel het die seun van die mens gekom, om ons te verlos van totale vernietiging, om ons te verlos van die werke van die duisternis. Hy wat sonde doen is uit die duiwel uit, leer die woord my. En hier kom hy hang op die kruis, halleluja, om vrywilliglik te sterf, natuurlik in my plek, sodat deur sy wonde kom daar vir ons genesing. Jesaja 53:1 sê, wie het geglo wat in ons verkondig was, en aan wie was die arm van God geopenbaar? Halleluja, ons is lewendige getuienisse wat die Here als vir ons gedoen het. Toe die Here vir ons kom optel het eens op 'n tyd, het die Here sy arm aan ons geopenbaar, en ons is getuienisse wat die Here als vir ons gedoen het. En hier hang hy op die kruis, halleluja, en weet jy wat gebeur? Hierdie een sondaar doen 'n geweldige ding. Hy maak seker dat die profesie wat Jesus
gespreek het, halleluja, Matteus 21:43 kom in vervulling op die aarde, wat Jesus gespreek het, hierdie koninkryk sal van julle weggevat word en in 'n volk gegee het, wat die vrug daarvan af natuurlik, wat die vrugte gaan dra, toe gebeur dit dat ons as heidene ook deel kan word van die genade van die Here, en ek dink is geweldig wat gebeur het op die kruis, halleluja, van Golgotha, wonderlik, wat gebeur het, en hy hang en hy sê vir die Here, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die een skrif sê in Johannes dat die Fariseërs en die skrifgeleerdes het gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders rus. Weet jy wat doen hulle? Hulle sny hulle kinders van gees af, dat hulle kinders nooit die goddelike natuur en dat die gees van die Here nooit werklik waar in hulle lewe kan plaasvind, om hulle te oortuig van hulle sonde nie, halleluja, om nooit te verbind met die Here nie. Geweldig wat hulle doen, maar Jesus sê, ek vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en ek dink is geweldig wat die Here vir ons in plek gesit het. Hy hang, en hy doen iets geweldig, halleluja, hy sê, ek het dors. Weet jy wat doen hulle? Gee hom 'n hyssop singel met asyn. Op die kruis dood, op die kruis, voor hy sterf. Weet jy wat doen hulle? Volgens Psalm 51, toe ontsondig hulle vir Jesus. Hulle suiwer hom van elke sonde, halleluja, wat aangekleef het aan hom. Alle sonde op die aarde ontsondig hulle vir hom, omdat hy weer op pad is na heerlikheid toe. O, wat 'n geweldige ding het op die kruis gebeur. Hulle steek 'n spies in sy sy om seker te maak hy is dood, halleluja, maar weet jy wat gebeur? Die eerste Adam het 'n lewendige siel geword, en deur Adam en Eva, natuurlik, Eva het die sonde in die tuin binnengekom, halleluja, maar die tweede Adam het 'n geweldige ding gedoen, hy was lewendmakend gees, en gebeur dit, en Adam, uit Adam sy ribbebeen, het hy vir Eva natuurlik, het God vir Eva gebou, maar terwyl hulle die spies in die sy van Jesus steek, toe kom maar water en bloed uit, die vrou natuurlijk symboliek is die vrou, die gemeente, toe word die kerk van God gebore uit die sy van Jesus Christus uit, en ek dink is geweldig wat die Here kom doen, die Ecclesia kerk, die volk wat God uit die duisternis het geroep het, tot sy wonderbaarlike lig, toe word die volk gebore uit die sy van Jesus uit. Wat 'n geweldige revelation hou die kruis dood vir ons in. En God wil vanaand vir iemand sê, as jy weer gaan kyk na die kruis dood, halleluja, en jy gaan sit met die Bybel, en jy begin te doen moeite, halleluja, om hierdie wetboek te bepeins dag en nag, dan sal jy agterkom dat die Here het 'n prys betaal, terwille van my en u het sy bloed gevloei, sodat ons daardeur gereinig kan word, asof ek voor die Here staan, asof ek nie gesondig het nie. Die kruis, die hemel is die troon, die aarde is die voetbank, sy regterhand, halleluja, sy regterhand is lengte van dae, en sy linkerhand, halleluja, Spreuke 3 vers 16 kom in vervulling, is rykdom en eer. Jesus gaan die hemel deur, toe word hy hoofpriester om nog altyd vir ons in te tree. So wanneer ek sondig op aarde, halleluja, gebeur 'n geweldige ding, dan wys hy die hand natuurlik vir God om te sê, ek het vrywaardig vir altyd gesterf, halleluja, Here gee vir haar geleentheid, dan wys hy die hand uit wat ek nodig het, en dan tree hy vir my in, en ek dink is geweldig wat die Here als kom doen het vir ons. Voor ek toemaak vanaand, Jakobus 4:4 sê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En vanaand gaan hierdie kruisboodskap uit om vir iemand te motiveer. God het jou lief genoeg om jou nie te los soos jy is nie. Hy stuur sy predikers vroeg aan, laat aan uit sy profete, om vir jou te trek met sy goedertierendheid, dat jy van gedagte kan verander, dat jy kom op die plek, halleluja, om in oor te staan teenoor die hemel, vir wat die hemel op die aarde vir ons in plek gesit het.
laat die koninkryk kom. Die koninkryk van God is nie spys of drankie, Romeine 14:17, maar geregtigheid, vrede en blydskap binne die Heilige Gees. En vanaand wil God ons motiveer. Ons gaan weer die seisoen in, halleluja, waar ons moet weer reflek en weer terugdink, wat het die Here vir ons gedoen. Wil ek vanaand vir iemand sê, die Here het alles vir jou in plek gesit en vir my. Wonderlik, vandag weet ek, wat hy my in plek gesit het. En ek is dankbaar vir die Here, vir die geleentheid wat God my gegee het. Liefdevol soek die Here mens, en met koorde van liefde soek hy ons. En ek is dankbaar dat die Here vir my 'n reddingsstou uitgegee het, en ek kon daarna gegryp het. Ek het by die einde gekom. Die Here wil ons seën, halleluja. Die Here wil vir ons dinge in plek sit. En ek glo vanaand, dat die Here is by magtig, mama, papa, meneer, almal wat vanaand na my stem luister, om vir u 'n geleentheid te gee. Begin te bepeins die wetboek. Doen moeite om aan te kyk. Moenie dat die Bybel oop is nie, laat hy toe is nie, laat hy oop bly. Mama doen huisaltare, papa doen moeite om God se woord, natuurlik jou kinders te onderrig. Glo ek, jy gaan 'n produk sien. Halleluja, want die Here is geweldig, wanneer hy natuurlik sy woord uitstuur. Halleluja, hy sê, wanneer ek my woord uitstuur, Jesaja 55:11, het mag nie ledig na my terugkeer nie, is voorspoedig waantoe ek stuur, en doen wat my behaag. Kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester, vanaand is die woord uit, om ons gesond te maak, Psalm 107:20, en ons uit ons skuile uit te red. Here, ek wil vanaand bid, liewe Here, en aktiveer deur die Gees. Psalm 119:133, Here, maak ons se voetstappe vas in die woord, en dat geen ongeregtigheid langer oor ons mee sal heers nie. Seën almal wat vanaand luister, en seën myself ook, om te volhard in die leer. In Jesus se naam, met baie danksegging, amen. Ek groet u, Pastor Alta, tot de volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.